Goeiemôre. Vanoggend lees ons uit Matteus 1 vanaf vers 18 tot 25. En ons tema is: wat ruik jy? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Ja, die winter voel of hy op pad is. Ons trek weer die warm klere nader. En Here, U weet dat ons hier in die suidpunt van Afrika hou eintlik maar van die hitte en die lekker somerweer en die donderstorms. Maar ergens moet daar ook 'n winternis in lewe kom en party van ons is in 'n winter. Ek dink aan persone wat in die hospitaal is, ek dink van hulle wat siek is, hulle wat deur 'n moeilike tyd gaan, winter in hulle lewe ervaar. En dan weet ons na die winter kom daar somer. En daarom vra ons U, Here, help ons deur die winter, help ons deur die koue tyd wat op pad is, mense wat gaan siek word, mense wat gaan buite slaap, wat gaan koud kry. Here, baie dankie vir ons gemeente en dankie vir elkeen wat vanoggend luister. Dankie ook vir hulle wat in hierdie week verjaar het en baie dankie dat ons nou U woord kan oopmaak. Amen. Ons gaan lees uit Matteus 1. Matteus 1, as jy wil blaai, maar jy wil gaan dit vir ons op die skerm gooi, vanaf vers 18. Geboorte van Jesus Christus, die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in openbaar wou verneder nie, het hy besluit om die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun, jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het vervulling word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken, God is met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad, totdat sy 'n seun geboorte gegee het nie, en hy het hom Jesus genoem. Nou, so amper 2 weke terug het 'n vriend van my verjaar. En ons het lekker by hom gebraai. Maar toe ek daardie aand by die huis kom, toe ruik my klere pure rook en braaivleis. 'n Regte Smoky Joe. Kyk, die kos was lekker, maar my klere het so van die rook geruik, dat ek dit maar in die badkamer gaan uittrek het. Nou, ekskuus tog, ek weet nie hoekom dit gebeur het nie. Was jy dalk al by 'n hospitaal? En later as jy by die huis kom, dan ruik jy die hospitaal aan jou klere. En dalk ruik jy nou, as jy nou diep asemhaal, dan ruik jy iets van, die wêreld bestaan uit reuke. En ons is baie bewus van reuke. Jesus se bediening op aarde het ook reuke verteenwoordig. Jesus word in 'n stal gebore. Miskien sou daardie doeke waarna hy toegedraai was, soos plaas geryk het. Wyse manne bring vir Jesus geskenke, wierook en mirre.
goed wat lekker ruik. Later, met die kies van sy disippels, raak ons bewus van die reuk van vissermanne, Petrus en sy broer. En ons kan onsself die hele oggend besig hou met reuke wat in Jesus se klere ingetrek het. En ek wil dit amper gelykstel met wat ons gelees het, Immanuel, God met ons. Jesus se reuk moet aan jou hang. Ja, God met ons, want deur hierdie sintuiglike bewustheid raak ons die bewus van Jesus. Jesus wat sy naam kom leef het, Immanuel, God met ons. Ja, ons sien hierso wat ons gelees het, dat Jesus sal bekend staan as Immanuel. En dit beteken dat Jesus was betrokke in die wêreld, maar hy was ook goddelik betrokke in die wêreld. Die betekenis van sy naam sê iets van 'n God wat interaktief wil deelneem aan gemeenskappe, families, nasies, maar ook individue. Die sinskonstruksie wat die Grieks hier gebruik, is baie sterker as net God met ons. Dit is 'n baie sterk gemeenskaplike saam met julle. God is altyd saam met ons. Jesus is saam met jou. Hy's Immanuel met jou. Hy beweeg saam met jou, hy huil saam met jou, hy lag saam met jou. Hy verwonder hom saam met jou. Hy ervaar pyn saam met jou. Jesus is dat ware iets wat ons kan ruik, kan voel, kan vat. Charles Spurgeon sê in sy preke, Immanuel is God wat elke dag saam met ons deelneem aan ons pelgrimstogte. Jesus het sy naam Immanuel, God met ons, so geleef dat hy die reuke van die wêreld aangeneem het. Hy het gewone mense aan sy klere geruik. En as ons deur die evangelie blaai, dan kan ons nie anders as om hierdie reuke bewus te raak van nie. Die reuk van 'n donkie. Jesus wat saam met sy ouers Egipte toe gevlug het op 'n donkie se rug. Die reuk van sand aan sy klere, daar waar in die woestyn 40 dae lank hom afgesonder het. Metafore waarna Jesus verwys, sout, die reuk van sout, die reuk van vis. Ja, Jesus het tyd spandeer saam met gewone mense. Hy het ook siekte aan hom geruik, melaatses, gebreklike hande. En later dan stap Jesus Golgotha toe met die reuk van brood en wyn aan sy klere. 'n voorbeeld van sy gasvryheid toe hy sy disippels se voete gewas het. 'n voorbeeld van sy warm liefde. Maar so kan ons deur die evangelies lees en bewus raak van al die reuke aan Jesus se klere. Ja, reuke wat vertel dat Jesus tussen gewone mense beweeg het en die reuke van gewone mense aangeneem het. Immanuel, God met ons. En dan wil ek jou vra, wat 'n reuk is dit aan jou? Miskien die reuk van 'n sopkombuis?
Miskien die reuk van 'n ICU, van 'n shelter waar daar binne gekook word, die ou muwe reuk van rook hang daar, 'n ouer huis. Miskien nooi Jesus jou vanoggend uit. Neem die reuke aan van gewone mense. Mense wat buite ons kringe staan. Want Jesus gee vir ons hierdie opdrag. In Matteus 28, gaan dan na al die nasies toe en maak hulle my disippels en doop hulle in naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hoe is jy betrokke in die wêreld? Waar is jou reuke in die wêreld? Waar gaan jy betrokke raak? Ek dink aan koffie. Iemand na 'n koffiewinkel toe vat en hom bederf met koffie en saam met hom te kuier. Ek kry spurs ontbyt om vir iemand wat honger is kos te koop. Die reuk van 'n sopkombuis. Die reuk van Pick n Pay of Checkers, waar jy iemand, 'n ou oom of tannie, winkel toe vat, want hy of sy kan self nie ry nie. Die reuk van vasgesnyde gras, om iemand se gras te gaan sny. Die reuk wanneer jy 'n kosblik oopmaak. Geef vir iemand 'n kosblik met kos skool toe, wat nie het nie. Daar is soveel reuke wat ons klere kan aanneem. Al wat ons moet doen, ons het Jesus se betrokkenheid. Immanuel, God met ons, elke dag uitleef. Amen.